Terwyl die back-and-close-krisis voortduur, het die minister van Landbou John Steenhuisen verlede week besluit om een van die regering se mees senior raadgewers oor die siekte af te dank. Dr. Dani Odendaal is die direkteur van die Veearts-netwerk en het voorheen ook al op hierdie program kritiek uitgespreek oor die departement se hantering van die krisis. Dani sit hier oorkant my. Dani, so 1 week is jy nog op die program en ons het hierdie krisis bespreek en toe daarna is jy afgedank. Wat het agter die skerms gebeur? Ja, die redes wat die minister gegee het is, ek het nie die vertroulikheidsverklaring geteken nie, maar ek glo nie, dis die werklike rede nie. Ek beskou myself as 'n veearts, ek is professioneel, ek is verantwoordelik aan die raad. Die raad reguleer ons etiese professionele kode. So vir my was dit, miskien is daar 'n senuwee raak geboor rondom te sê dat die taakspan nie so effektief is nie. Kyk, die punt wat ek uitgebring het, was rondom die inenting wat ontwikkel is by Ondersport oor 'n baie lang periode, 2022 geregistreer is, en toe sit hulle op die intellektuele eiendomsreg, in plaas daarvan om dit vir internasionale maatskappy te gee, om vir ons te maak, en ons sou alles voorkom het. Alles wat gebeur het, sou ons voorkom het as ons daai enstof in tyd gehad het. Maar net terug te kom na die taakspan toe, die taakspan word nie reg aangewend nie. As jy minister is en jy kry mense, spesialiste. Onthou, ek is een van die mindere op die taakspan, daar's regte spesialiste. Om 'n tafel wat verniet vir jou kom werk. Wat gaan jy doen? Jy gaan saam met hulle sit en gaan sê, wat bring jy tafel toe? Kyk na sy CV. Dis hoe ek jou graag wil gebruik. Dis hoe ek jou wil gebruik. En dan gaan hy vir almal sê, dis my doelwitte. Dis die plan vorentoe. Dis wat julle vir my moet doen, opstel, en as julle dit opgestel het, dan gaan ek julle ook aan die tafel sit van die amptenare, die besluitnemers. En dan gaan julle dit bespreek, debatteer, afteken. Dis wat ek sou doen as ek in daai posisie was. En dit nie gebeur nie, ons het geen besluitnemingsmag. Ons is regtig 'n rookskerm. Het jy ooit die soort uitsprake wat jy in openbaar gemaak het, die kritiek wat jy gelewer het jy dit ooit in privaat en agter geslote deure met die minister bespreek? So die minister het vir ons gesê, die een vergadering wat hy op was vir 'n halfuur elektronies, het hy vir ons gesê, so jy het nog nooit fisies vergader met die minister? Nog nooit met die minister fisies vergader nie. Daai taakspan wat spesialiste is konsultante. Jy stel 'n konsultante in jou besigheid aan, maar jy sit nie om 'n tafel met hulle. Of die senior amptenare in die departement nie. Ons het 'n taakspan leier, en dis dit. So die hele taakspan se funksie, weet jy, ons kon so vinnig so groot insette gelewer het, as daai ouens se insette werklik vorentoe gegaan het. Dani, verlede week was die minister op die program, ook elektronies het ons met die minister gepraat en ek het hom gevra, weet in Engels, do you feel you've dropped the ball? Dink jy is julle broek om julle knie uitgevang hieroor, en hy het gesê nee. Wat is jou reaksie daarop? Kyk, ek het niks teen die minister nie. Ministers kom en gaan. Jy weet, dis dit politici. Dit gaan oor die amptenare in die struktuur. Onthou, ons struktuur het besig om te verval. Ons leierskap binne in die departement, dis waar die probleem lê. Die minister is 'n politieke figuur, hy het min mag om skoon te maak. As ek sê skoonmaak, evalueer, gebeur goed, neem mense leierskapsbesluite, veral in 'n krisis, en kry daai mense uit die pad uit, dat ons kan vorentoe gaan. En ongelukkig is sy hande seker gebind daardeur, as gevolg van ons politieke situasie in Suid-Afrika. So ek wil die minister onder die bus ingooi. Die amptenarei in die departement is ons grootste beperking. Jy het nou gepraat oor die intellektuele inhoud en aan wie dit behoort in terme van die enstofverwikkeling by Onderste Poort, dat ons dit al in 2022 gehad het, maar dat dit stof vergader het. Ja. Waarom is dit so? Ek kan nie vir jou antwoord gee nie. Ek kan nie verstaan dat die hele Landbou Navorsingsraad het hengse klousule oor intellektuele eiendomsreg. Maar hier sit ons in 'n krisis. Weet, dis 'n oorlog. Die minister sê vir ons is sy generaals. Nou as jy 'n generaals het, dan praat jy dan so elke dag of 2 dae met hulle. Dis hoe jy met generaals werk. Ek kan jou sê, aan die privaat sektor werk ons heeltemal anders. En dis kom ons ingebring is. Ons beweeg teen die spoed van lig, wat ek sê. As ek jou 'n voorbeeld kan noem, my netwerk van veeartse, van 350 op die grond. As ek môre wil weet, in watter distrik in die land, is back and claw vandag 'n krisis, in watter geval is hy net besig om te gebeur, waar is geen krisis nie.
dan is ons elektroniese stelsels ontwikkel, wat ek in een dag presies weet wat op die grond in gang is. Dis die goed wat die staat in plek moet hê. Ons as privaat sektor het dit in plek. Ek kan vir jou voorbeelde noem van die privaat sektor. Byvoorbeeld die inspeksies by abattoirs. Die regering kon dit nie meer doen nie. Toe gee dit uit vir 'n agentskap wat dit privaat doen. Daai mense het elektroniese stelsels. Jy kan enige dag van enige abattoir terugvoer kry die siektes wat daar was, afkeurings, al daai goed. Is voorbeelde van samewerking met privaat instituties. Maar die minister het tog gesê hy's oop daarvoor. Hy wil hê die privaat sektor moet saamwerk. Ja, maar daar's 'n groot verskil tussen dit sê en doen. Die minister sê die privaat veeartse gaan betrokke wees by die uitrol van die enstof. Dis in synnetjie. Wat staan daar agter? Waar's die program? Waar's die logistiek? Waar is dit wat sê dit is hoe ons dit gaan bestel, dis hoe die privaat veeartse bemagtig gaan word. Onthou elkeen moet nou bemagtig word voor hy 'n funksie kan doen. Alhoewel hy klaar geregistreerde veearts is, klaar geregistreer is by die raad en sy fasiliteit is klaar geregistreer. Hulle moet dit bemagtig. Hulle hoef niks lang vorms te hê nie. En die hele uitrol, die regte fisiese uitrol is glad nie daar nie. Onthou, maar Dani, hoe gaan dit werk? Want ons weet nou daai eerste besending is in. Nee, okay, 12.900 eerste besending is maklik. Dit gaan na die staat toe. Dit gaan na die provinsies toe, daar waar daar uitbreke is binne en rondom. Dis baie maklik. Ons praat nou hier van die voorkomende inenting op landsvlak. Onthou, daar was nog nie eens gepraat van kan die boere self ent of nie ent nie. Maar die minister sê nee, volgens die wet. Ja, dit is nie so nie. Ons het die hele agtergrond gekry by die Wêreldgesondheidsorganisasie. Ons het die duidelike voorbeelde in Brasilië en in Argentinië. Argentinië het hulle spanne wat dit doen, in Brasilië was dit die boere self wat dit gedoen het. Onder die Wêreldgesondheidsorganisasie se leiding, geen probleem daarmee nie. Ons moet hierdie week besluit, gaan ons op grondvlak dat die boere ent met die terugvoer. Die staat is nog steeds regulatoriese beheer. Hy kry al die terugvoer. Dis nie net 'n free for all nie. Of gaan 'n hofsaak moet wees voor ons by daai punt kom. Ons wil dit hê, ons moet op 'n tafel sit, daai besluit maak, daai gesprek voer. Ons moet op grondvlak dat die boere kan ent met toesig, met sekere voorwaardes. Tony, maar wat is dan nou op die spel? En dis die kern hiervan, dat indien boere dit nie self mag doen nie, wat gaan die gevolge daarvan? Ons gaan die enstof uitgerol kry nie. Ons het nie genoeg mense om die enstof effektief, want jy het 'n tydspan waar jy 'n hele distrik of 'n hele provinsie wil ent. Dis hoe jy die siekte stop. Jy stop nie hierdie siekte op hier ou daar. Jy gaan ent in iewers in die Wes-Kaap 400 beeste en jy ent 'n hele area gelyktydig en dit word georganiseer en jy het mense op die grond nodig en onthou boere ent teen 20 ander siektes. Hier is 'n bietjie van 'n ander enstof, 'n bietjie opleiding nodig, 'n bietjie oorsig, maar ons moet hierdie week besluit. Daai gesprek moet gevoer word of dit gaan gebeur of daar gaan 'n hofsaak wees om dit te maak gebeur. Tony, jy's nou nie meer op hierdie taakspan nie. Net laasens wil ek jou vra, hoe gaan jy nog betrokke wees om hierdie krisis te pak? Onthou ek is 100% betrokke. Voor ek by die taakspan was, ek het vir die minister toe hy aangestel was in 2024, het ek vir hom 'n 2 bladsy prioriteitslys gegee deur Anet Steyn wat daai tyd sy raadgewer sou wees. Daai prioriteitslys gesê ons moet 'n opskamer kry, ons moet elektroniese permitte kry, 'n hele klomp goed. Daar's nie daarna geluister nie, maar my funksie op die grond, ek doen wat ek doen. Onthou ek het 'n hele stelsel deur die privaat veeartse. Ek monitor die siektes, ek kry die stelsels in plek. Ek organiseer die veeartse dat ons die enstof kan uitrol. Dani, baie dankie en baie sterkte. Dankie.